deesdae se dwaalleer? In 2 Petrus 2 sien ons dat Petrus heftig teen die verkeerde optrede van vals leraars praat. En vir hom is dit so ernstig omdat hulle die keuse het om Jesus opreg te volg, maar hulle doen dit eenvoudig nie. Hoe stel hy dit onder andere in 2 Petrus 2 vers 1 en 2? Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel, en die Here wat hulle vrygekoop het verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. Nou elke denke, elke daad het gevolge. In hulle geval beskryf hy wat gebeur as jy Jesus Christus verloon, en die uiteinde daarvan is eintlik in sy beskrywing baie aklig. Onthou, dis nie God wat doelbewus iets slegs aan mense doen wat Jesus Christus verloon nie. God is nie daarop uit om mense te straf nie. Dis die noodwendige gevolge van iemand se eie keuse, want God se keuse is om lief te hê, en God kies dat sy volgelinge ook sal lief hê. Wat nog erger was van die vals leraars van daardie tyd, is dat hulle nie net die verkeerde dinge geglo en gedoen het nie, maar juis ander mense saamnooi, hulle oortuig om ook losbandig te lewe, veral seksueel losbandig. Dit kan tog nie wees onder Jesus se volgelinge nie. Ek het gewonder wat vandag se vals leraars sal doen. En natuurlik kan losbandigheid ook deur hulle gepropageer word. Maar daar's dalk van hulle wat in weelde leef en geld van hulle volgelinge kry, deur alle beloftes van God aan hulle as het ware te verkoop, om hulle te oortuig om geld vir hulle as leraars te gee. Dalk sal hulle in 'n gemeenskap van armoede net die belofte van welvaart preek, maar nie iets help doen om armoede verligting te bring vir die mense in wie se nood hulle dit preek nie. Dalk sal hulle vriende bly met korruptes en saam met hulle van die gesteelde rykdom deel. Die punt is, daar sal ook vandag vals leraars wees. Ons lees gereeld daarvan ook in die koerante. Daar sal ook vandag mense wees wat jou oortuig om die verkeerde na te volg, of om die verkeerde stil te hou. Luister na die Heilige Gees. Bestudeer God se woord. Jy sal baie goue aanvoeling kry vir wat gesê en gedoen word, of dit regtig vir God verheerlik. En as dit nie vir God verheerlik nie, is dit verkeerd. Dan is dit 'n dwaalleer. Leef geïnspireerd.